Ja, hierdie woorde wat ons gesing het, is nie naaste my genoeg nie. Om net te sê hoe waardig hy is, hoe heilig hy is, hoe goed hy is, hoe groot hy is. Hoe alomteenwoordig hy is. Hoe God hy is. En tog is ons by U en laat U ons tog by U toe. En tog leer U vir ons. Ons sit met 'n verwagting hier. Met 'n oop gemoed en 'n leerbare gees. Maak ons harte ontvanklik vir U, Here. Hierdie woord is vir mense wat dit miskien dalk voel vandag, ek is so moeg. En miskien is dit nodig dat ons vandag moet hoor. Ons bid dat U ons 'n geopende hart sal gee vir U woord. Jesus, kom praat met ons deur die Heilige Gees en dankie dat U die woord vir ons gegee het. Amen. So ek as mense 'n bietjie dink oor jou lewe en ek meen julle almal het een of ander tyd as jy bietjie emosioneel dalk moeg of fisies moeg of miskien is jy geestelik moeg en dit gebeur met almal van ons op 'n stadium. Onthou ek het altyd gesê jy's altyd in 'n tyd van drama in jou lewe waar jy so moeg is of jy's nou net deur die drama en jy voel dit voel nou beter. En die slegte nuus is eintlik op pad ook na dit. Dis altyd in een van daai 3 fases. Dis of in die drama, jy weet, of drama, moeilikheid en moegheid, maar dis waar jy is. So ek weet nie waar jy is volgende vandag en sê jy hierdie boodskap is glad nie vir my nie. Ek het glad nie nodig om te hoor van moeg en oorlaai nie, maar miskien is dit presies waar jy is, maar weet dit jy gaan een of ander dag kom en dan gaan jy dit nodig hê. En so ek weet nie wat maak mense moeg nie, wat maak mense oorlaai nie. Partykeer kom jy net by die huis en julle het dit ook al gesê, ek is so moeg vir die mense by die werk. Ek is net so moeg om te sukkel. Ek is net so moeg vir wat ook al. Moeg beklei in my huis. Moeg beklei met mense. Ek is net so moeg van al die goed wat met my gebeur. En miskien is dit so en ek beleef dit by my eie lewe, maar baie keer sukkel my jou lewe so dat jy baie keer in 'n spiraal is van sonde en dit maak jou moeg en dit is dit jy kan net nie aangaan nie. Of baie keer het jy net pyn. Jy het doodevoudig fisiese pyn en jy sê ek raak so moeg daarvoor. Die punt is dat as jy by daai punt in jou lewe kom waar jy baie keer voel, joh, ek kan net nie aangaan nie. Dan het jy vir Jesus. En dis wat ek so waardeer van Jesus, wat ek so hou van hom, is dat hy totaal anderster is as wat mense van hom skinder. Mense vertel ons dat hy's judgmental, of hy's nie die liefdevolle God nie, kyk wat vang hy aan, hy doen dit. Dit is stories wat hulle van hom vertel, en hy steur hom nie daaraan nie, want hy is totaal anderster. Hy is totaal die teenoorgestelde. Die Bybel is totaal anderster as wat die mense van hom sê. So as mense stories oor hom aandra dalk by jou, dan moet jy net vir hulle sê, maar dis nie die God wat ek ken nie, maar die God van die Bybel is 'n God wat sy storie is van die begin af. 'n Storie van God wat met mense pad geloop het. Genesis 2, Genesis 3, kom hy en hy gaan kuier by Adam en Eva. Van daai tyd af al het hy 'n verhouding gehad met mense. Het hy 'n liefdevolle verhouding gehad. Ja, hulle het sonde gedoen, maar dwars deur die hele Bybel is daar nêrens 'n God wat sê ek wil niks met julle uit te waai nie. Die hele Bybel sê net ek wil met mense wees. Ek ken jou by jou naam, sê hy. Hy sê ek gee om, ek sorg. Die Bybel sê die Here is my herder. Ons het nou net gesing. Hy is my redder. Hy is my versorger. Hy is my toevlug. Oral in die Bybel lees jy net van 'n God wat omgee. En as die mense praat en as jy baie keer dalk voel, maar waar is God en hoekom doen hy hierdie goed, dan wil ek jou terugbring na hom toe wat sê. Kom ons hoor dit, wat sê hy? Een van die goed wat hy sê. Kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal jou rus gee. En neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig, is totaal anders as wat die wêreldse prentjie van God is. Hy sê, kom na my toe, kom ons lees weer daai vers, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, hou net so 'n bietjie op, en ek sal jou rus gee. Kom ons ontleed gou, ek weet nie of julle in taal, een of ander tyd moet julle maar so goed is ontleed, ek weet ook nie, ek kan nie meer onthou nie, maar kom ons ontleed daai sin, die werkwoord is wat? Kom, dis die werkwoord, dis die opdrag. Na wie toe staan daar? Hy sê, kom na Jesus toe. En dan, wie moet kom? Almal. Wat? Ooit uitgeput en oorlaai is. Julle het hom. En wat sal dan gebeur?
Jy sal rus kry. Dis die woord van iemand wat mense in hierdie wêreld sê, hy gee nie om nie. Hy's 'n judgmental God. Almal, elke liewe mens, het 'n behoefte aan rus. En mense soek dit op verskillende plekke, maar rus is 'n universele behoefte by mense. Daarom sal jy by grafte sien, rest in peace. Sê nie rest in love nie, of rest in wat ook al joy nie. Rest in peace, want dis wat ons begeer vir almal. Ek begeer peace, en daarom wens ek ook vir hierdie ou wat dood is, dat hy sal vrede hê in sy rus. En die natuurlike geneigtheid van ons, wanneer 'n ou baie keer in jou lewe kom en voel, maar ek is net so moeg vir al hierdie goeters wat my lewe gebeur, en dit kan geweldige goed wees, dit kan 'n siekte wees, dit kan 'n kanker wees, dit kan finansiële druk wees, dit kan 'n werkloos probleem, dit kan 'n gesinprobleem wees, maak nie saak nie. Dan gaan ek baie keer gaan soek mense, en dit is nie 'n verkeerde ding om met ander mense daaroor te gaan praat nie. Dis die eerste plek waar mense baie keer gaan, bel iemand, sê, hoor jy, ek voel so uitgeput en oorlaai. Maar Jesus sê, kom na my toe, en dan sal ek jou wys met watter mense jy moet gaan praat. Of mense traai goeters, jy probeer die pyn verdoof. Dit kan enigiets wees, van drank, na dwelms, na geld, na sukses, na harde werk, wat maak die saak nie. Mense probeer om daai oorlaaidheid by iemand of by goed te gaan soek. Maar hy sê, na wie toe moet jy kom? Hy sê, kom na my toe. As jy weer daai sin, ons gaan hom nou weer wys, maar as jy weer in daai sin dink, dan is dit die kern van die sin. Is daar's iemand, 'n persoon wat sê, kom na my toe. Hy nooi ons nie na 'n godsdienststelsel toe nie. Hy nooi ons nie om een of ander mantra te kom opsê nie, of enige ander yoga posisie te probeer, en dan gaan jy vrede hê nie. Hy nooi jou na 'n persoon toe, wat 'n naam het, wat sy naam Jesus is. Hy nooi jou ook nie na hom toe, om te sê, uit al die opsies van die lewe, waarna jy toe kan gaan, as jy moeg en oorlaai is, probeer my ook maar net nie. Hy sê, ek is die persoon, ek is die stopplek, die enigste stopplek, waar jy regtig rus sal kry. Want al die ander pogings, wat ek en jy al gedraai het en probeer, is te min. As jy na vriende toe gaan, wat ek sê, dit is reg, en jy moet met mense praat, maar hulle kan nie jou sonde vir jou dra nie. As jy na 'n beraader toe gaan, dan is dit goed, dit gaan jou help om die pyn te verstaan, maar kan nie die skuldgevoelens wegvat nie. As jy werk of drank of enige iets anders te probeer, plesier, dit kan jou 'n bietjie besig hou en jou aandag wegvat van hierdie probleem wat jy het, maar het gaan jou nie heel maak nie. Het gaan jou nie nuut maak nie. Dis net wat Jesus kan doen. Net Jesus kan, en daarom sê hy, kom na my toe, want net Jesus kan iemand wat na hom toe gekom het, met sonde in haar of sy hart, totaal vergewe. Dat as jy by Jesus 'n ontmoeting gehad het, jy totaal vrygespreek is van alle sonde en skuldgevoelens. Net hy kan dit doen. Net hy kan kom en sê, ek kan jou rein verklaar voor God. Niemand anders kan dit doen nie. Dis net hy wat kan kom en sê, ek gaan jou nuut maak, ek gaan jou oormaak, ek gaan jou waarde gee. Dis wat hy kan doen. En dis net hy, en geen ander persoon kan vir jou die Heilige Gees gee nie, wat die hele tyd by jou is nie. So daarom sê hy, kom na my toe. En hoekom Jesus? Hoor wat sê hy, kom na my toe, ek sê jy rus gee. Hoekom? Ek is sagmoedig en nederig van hart. Die prentjie wat, die prentjie wat die wêreld van Jesus skep, is hierdie is 'n valse God. Iemand wat kwaai is, en wat, hy sê, hoor jy, kom na my toe, ek is sagmoedig. Nou sagmoedigheid beteken dit is om krag, dis soos wanneer jy 'n perd tem, dis die woord, wat krag het, maar dis onder beheer. So Jesus kom en hy sê, wanneer jy na my toe kom, en jy sê vir my, ek is moeg en oorlaai, gaan ek jou nie wegjaag van my af, en ek gaan nie 'n harde woord vir jou hê nie, ek sal sagmoedig wees, maar dit vat nie sy krag weg nie, want met daai selfde krag, met daai selfde wese, kan hy die sonde oorwin, die dood oorwin, die hel oorwin, die duiwel oorwin. Maar as jy na hom toe kom, dan is hy sagmoedig en nederig. Hy sê, ek is nederig van hart. Nederigheid beteken dood eenvoudig, ek het niks nodig om te bewys nie. Ek het nie nodig om vir jou te bewys wie ek is en my mag is nie. Ek kom na jou toe en ek is op jou vlak, want ek het op hierdie aarde gebly. Ek weet hoe voel mense wat moeg en oorlaai was.
Ek was self daar, Jesus was self in 'n geweldige angs gewees, voor sy sterwe, voor sy kruisiging, sit hy in Getsemane en hy sê, Here, en daar staan, hy sê, ek is angstig, hy is so angstig dat sy sweet is so dik soos bloed. Hy verstaan dit wanneer hy angstig is, want hy was self daar. So wie moet kom? Dis die volgende vraag. Almal. Elke mens. Ook jy en ek. Ons moet kom na hom toe. En wie moet kom? Hoe moet jy kom as jy kom? Uitgeput en oorlaai, sê hy. Hy sê, kom na my toe as jy uitgeput en oorlaai is. Nou, daai woordjie uitgeput in die Grieks beteken to be tired of or weary as the result of hard work, of difficult work, of jy kan sê difficult circumstances. Dis eintlik wat daar. So as jy dink aan uitputting, dan is dit, ek dink, ek wil dit so probeer verduidelik, dis wanneer jy alles probeer het. Jy nou regtig alles probeer, en jy voel, daar kom glad nie oplossing nie. Jy probeer om te verander, jy probeer om mense te vergewe, jy probeer om jou sonde te oorwin, jy probeer om te bid, en jy probeer om te verander, maar niks gebeur nie, elke keer is jy net so leeg. Dan raak jy uitgeput. En dan wil ek sê, welkom by Jesus. Dit is waar jy moet nou wees, as jy daar is. En oorlaai, die woordjie beteken to load one with a burden, or relatively heavy object which is carried. En waar is die onderwysers? Gee jy Engels? Wie gee Engels? Nee man, ek is teleurgestel. Ek wil nou julle Engels getoes, maar julle sal weet. Perfect, passive, wat sê hy? Present, perfect, passive. Beteken, dis iets wat in die verlede gebeur het, wat in die hede aangaan, maar waarmee jy niks uit te waai het nie. Maar dis wat gebeur. Dis wat jou partykeer net so oorlaai. Jy het 'n burden op jou, dit beteken prakties, iets in die verlede het gebeur, en die gevolge daarvan gaan oor in die hede. En dis nie as gevolg van iets wat jy gedoen het nie. Dit kan ook wees as gevolg van iets wat jy gedoen het, maar dis wat uitgeput is, dat jy uitgeput is omdat jy doodevoorig goed met jou gebeur het, wat jy net doodevoorig die gevolge nou moet dra. En voel maar, hierdie burden wat ek moet dra is net te swaar. Hoekom het dit met my gebeur en hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek nie gedink nie? As ek na my eie lewe moet terugkyk en jy moet na jou lewe kyk, dan sê my, daar het ek 'n groot fout gemaak en nou as gevolg daarvan het ek finansiële moeilikheid of het ek hierdie probleme en dit is asof dit net nie wil weggaan nie. Want dit is die realiteit. Daar gaan partykeer goed wees wat gevolge wat jy moet dra vir die res van jou lewe as gevolg van wat mense gedoen het of jy. So maak nie saak nie. Jesus sê, kom na my toe. Almal wat daar is. Nie eers wanneer jy minder moeg is nie, of wanneer jy min of meer die helfte uitgesorteer het nie, en dan sal ek dit vir jou help nie. Hy sê, kom na my toe. Daar's 'n ander ding wat ek wil hê, ons moet raak sien. As hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, dan sluit dit ook hulle in, wat nie glo nie. Want die mense in hierdie wêreld lyk verwese en verwaarloos. Hoor hoe sien Jesus hulle? Hy sê, toe hy die menigte sien, hoor weer sy hart, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Dis dalk iemand in jou eie gesin. Dis dalk mense wat jy ken, jou beste vriende of jou familie, jou broer, jou suster, jou ma, jou pa, jou kind, wat net nie meer die pad met die Here loop of nog nooit die pad met die Here geloop het nie. Dis hoe Jesus na hulle kyk. Hy sê, as ek na die wêreld sonder my kyk, dan sien ek hulle moeg, hulpeloos, goddeloos, moedeloos, hooploos, hopeloos, sonder God. Dis hoe God na hulle kyk. Nie met 'n judgmental kyk en sê, ja, julle wil ons nie glo nie, lekker vir julle nie, nou kry julle wat julle soek nie. Ons sê partyke kry vir jou. Jy het maar hierdie ding gedoen. God sal dit nooit sê nie. Hy sê, kyk na hierdie mense, en deel van jou taak, en deel van ons opdrag, om te vertel van mense, van 'n God, wat uitkyk vir mense, as hulle weer so skinder of sleg praat oor God, maar hy sê, jy ken nie vir God nie. Weet jy hoe kyk God na jou? Hy is innig jammer vir jou, want hy sien hoe jy moeg en oorlaai is. So, almal soek na geluk. Mense sê, maar ek wil net 'n bietjie gelukkig wees. Maar jy gaan nooit gelukkig wees,
is jy nie rus by Jesus nie. So die aksiewoord is kom. En dis die punt van die saak, want baie keer, as jy nou na daai vers sal kyk, en ek dink die meeste van julle het al daai vers gehoor. Jy het dit of dalk al gesien op 'n Facebook post, of dalk in die ouer mense se huise was dit dalk opgemees in die mure, jy weet soos iets wat opgeplak was daar, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. So dit klink vir jou vreeslik bekend. En dit is 'n bekende gedeelte, en dit is 'n mooi gedeelte, ook jy kan vanoggend hier sê, dis regtig 'n mooi gedeelte wat Piet gelees het, en ek hou nogal van dit wat daar staan. En jy kan huis toe gaan en vir mense sê, hoorie, nee, ons het 'n preek gehoor van, kom na my toe as ek moeg en oorlaai is. Dit gaan niks verander nie. Die feit dat jy gehoor het van hierdie boodskap, of dat jy die versie uit jou kop uit ken, dit verander niks nie. Daar moet 'n punt wees waar jy kom. Dis 'n fisiese ding. Dis 'n besluit wat jy moet doen. En dit die eerste kom na Jesus toe, is wanneer jy met jou sondenaam toe kom en te sê, Here Jesus, ek kom na U toe, en sonder U is ek niks nie. Help my, vergewe my sonde, dis wat ek moes wees. Ek het nou dag uitgewerk, is 40 jaar terug. Moes ek by die Here gaan sit het, en daai dag, 31 Mei, kan ek nog goed onthou, was ek down and out. En ek het by God gesit, en ek het gesê, Here, ek gee my lewe vir U. En my lewe het radikaal verander in 'n oogwink. My moeilikheid het nie weggegaan nie. Moeilikheid het dalk meer geword, maar dit maak nie saak nie. Ek kan getuig daarvan, dat wanneer jy by jou punt in jou lewe kom, waar jy sê, ek is moeg om sonder God te leef, terwyl ek in die kerk is, terwyl ek God geken het, ek gee myself oor, daai oomblik, gebeur daar 'n ongelooflike wonderwerk, wat jou lewe vir altyd sal verander. Maar partykeer moet jy net daai gebed bid, miskien het jy lankal by Jesus daai gebed gebid, maar dan het jy nodig om partykeer net te bid om te sê, Here, vandag is my situasie net so, of my omstandighede is net so, noem dit by die naam, sê, dis op die oomblik wat my moeg en oorlaai is. Moenie net instap by die Here en sê, ek wil nou so moeg, ek is moeg vir al hierdie mense, noem dit by die naam, daai mens, nou net nie jou vrou of jou man of jou sy naam noem nie, want dit is nou nie, gaan nie goed afgaan by die Here nie, hy gaan jou baie help om dit reg te maak, nee, maar sê vir hom, Here, dis waarvoor ek nou so moeg en oorlaai is, en ek hoor ek moet dit na U toe bring, en bring dit na hom toe, want hou op voorgee voor God, I'm okay, jy kan nie niks vir hom wegsteek, jy kan vir my dit wegsteek, en vir almal sê, nee, ek is okay, maar jy moet kom, en as jy kom, dis 'n eenvoudige beginsel, dan praat jy met hom, en mense sê, maar ek kan nie bid nie, maar jy kan met my praat, mense sê vir my baie keer, ek kan nie bid, jy sê, maar jy het nou net gepraat met my, nou daai selfde ding sê jy mos nou net vir God, ek kan nie bid nie, as jy vir hom sê, dan sê hy, ek sal jou help, jy het nou net vir my kom sê, so ek sal jou help, so praat met hom daaroor, dis wat die kruks is van kom, en dan obviously praat ek baie daaroor, lees die woord, luister na musiek, maar gaan na hom toe, en dan sê hy, gaan jy rus kry. Nou rus is 'n goddelike beginsel. Hierdie rus waarvan hy praat, is Psalm 23 se rus ook, waar hy sê, die Here is my herder, ek verkoop my siel, hy vat my na waters waar rus is. Daai rus is nie net ontspanning by die see, of na vanaand as jy moeg is, jy ietsie drink, of jy sit by die vuur, en jy is net besig om te rus. Dit is ook great rus. Maar dis nie wat hierdie rus beteken nie, want rus is 'n beginsel wat God uitgedink het. Nadat hy die wêreld geskep het, 6 dae nadat hy gewerk het, dan sê hy, die 7de dag het God gesê, hy het gerus. Nou God sê, en die Bybel sê baie keer, God word nie moeg of afgemat nie, so hy het nie gerus omdat hy moeg was nie, hy het gerus om vir ons 'n voorbeeld te stel, dat jy met 'n tyd in jou lewe hê, waar jy met God moet spandeer, en in sy rus moet ingaan. Dis 'n goddelike beginsel. En in 'n gejaagde wêreld waar ons nou leef, en julle weet almal hoe gejaagd is jou wêreld, het jy net nie tyd om te rus nie. Want daar's net die een ding met die ander wat jou besig hou. Jy het genoeg tyd goed om jou vandag besig hou tot 11:00 vanaand. Wat het jou foon? Jy sien, jy besig. Gaan rus by God. Hy het 'n beginsel geskep van rus. Want dis hy wat jou sal verkoop, dis hy wat jou siel sal rus gee. So
Dan is daar 'n belangrike ding wat ek wil hê ons moet ook nie miskyk nie. Daar is tog sekere mense wat nie rus gaan kry by God nie. Wie dink jy is hulle? Dis hulle wat nie gekom het nie. So hy sê almal kan kom, maar die wat nie kom nie, gaan nie by God rus kry nie. So dis wat hy ons uitnooi. Dan is daar 'n tweede ding wat hy vir ons leer. Hy sê hier, daar's eintlik twee ander opdragte wat hy ook gee. Hy sê, kom na my toe, en dan sê hy die volgende, neem my juk op, en leer van my, en ek sal julle rus vir julle gemoed gee. Of julle sal rus vir julle gemoed kry. My juk is sag, en my las is lig. Nou kyk, julle ouens wat nou nie op 'n plaas groot geword het nie, weet nie wat is 'n juk nie, né? Dis nie om te juk nie. Ek het nou 'n prentjie daarso. Dis eintlik wat 'n juk is. As ek reg, ja, ek moet my reg help. Dit is buite my by, ek is nie daar nie. Maar 'n juk is gesit of gemaak sodat die twee osse kan saamwerk. Hulle trek saam. Dis die een sterker is, dan sal hy daai swakker een saamtrek. En baie keer, ek weet nou nie daai tweeetjies nie, maar baie keer is die juk gemaak presies vir die skof grootte van daai os, veral as jy omgee vir jou os. En wat hulle baie keer maak of gemaak het is 'n jonger ossie moet leer hoe om te trek, dan sit die meeste van die vrag op die ouer os nou. En nou ouer osse moet eintlik minder werk, soos ek eintlik die jong mense moet meer werk, maar nou moet ek meer werk, want ek moet hulle leer om te werk. Maar dis wat gebeur het. So die hele gedagte van die juk is, kom ons werk saam daaraan. Nou Jesus sê, dat as jy moeg en oorlaai is, maar dis net 'n gewone lewensbeginsel ook. Kom na my toe, neem dit wat ek op jou sit, of wat die wêreld op jou sit, ek gaan dit vir jou sag maak. Ek gaan dit nie noodwendig wegvat nie, maar ek gaan jou help. Soos wat jy saam met my loop, as jy na my toe kom, en my juk vat, wat ek op jou sit, dan begin ons mos nou saam loop, dan loop jy mos nie op jou eie pad nie. En ek dink dis waar die meeste van mense se laste en oorlading kom, is omdat hulle sê, ja, ons glo in God, maar ons loop ons eie pad, en dis daar net so ver weg van waar die juk is, waar hy my naby hom hou, daar wil ek leef. En dis daar waar die wêreld en die duiwel en alles met my gebeur, en ek kan nie verstaan hoekom ek 'n Christen is en dit gebeur met my nie, want ek loop nie saam met hom nie, want as ek saam met hom loop, dan sal ek sy wil doen, dan sal ek aan sy woord gehoorsaam wees, dan sal ek sekere goed nie meer doen nie, want ek weet dood eenvoudig, dis nie wat hy wil nie, want dis buite sy juk. En dis waar ek gaan drama kry. En dis waar hy sê, kom loop saam met my, maar dit beteken, vertrou my, dat ek weet waartoe ons gaan, nie waar jy wil gaan nie, nie soos jy dit wil hê nie, maar soos ek dit wil hê. En dan gaan jy vrede kry. So ek wil hê jy moet 'n bietjie dink oor, wat is dit wat jy, of iemand op jou geplaas het, wat nie van God afkom nie. Dan word ons loop met 'n las vandag, en ons trek dalk saam met iemand, waarmee ons nie mee moet loop nie. En dit veroorsaak vir ons drama. En dit kan nooit vir 'n gesonde wees, wat jy sê, ek wil op my eie dit doen, niemand sê vir my nie, of dit kan jou eie selfgemaakte godsdienst wees, en sê, dis hoe ek vir God wil aanbid, hy moet maar inval by my. Daar kan dit net jou werk wees, dat jy oorwerk is, oorkommit, dit maak nie saak nie. Die sagtheid van Jesus se juk word dwars deur die Bybel geskryf. En dit is dit. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand en al jou krag. Dis die juk wat hy op jou lê. Dis so maklik. Dis so maklik om God lief te hê. Dis nie 'n swaar opdrag wat hy gee nie. Bestaan met hierdie stukkie wat ek gelees het, en mense kom na hom toe en sê vir hom, Jesus, wat is nou die grootste, die beste ding wat ons nou moet doen? Dan sê, weet jy wat moet julle doen? Weet jy wat lê God op jou? Weet jy wat sy opdrag wat hy vir jou gee? Hê my lief. Hê my lief. Dis die manier hoe hy wil hê. Jy moet jou juk dra, om hom lief te hê. So baie keer het ons as mense 'n groot behoefte daaraan, dat ons omstandighede moet verander. Maar miskien moet ons
hoor wat hy sê, die groot behoefte wat hy het, is dat ons 'n verhouding met hom sal hê. En dat dit 'n liefdesverhouding sal wees. En dan sê hy, die derde ding wat hy sê, jy gaan na my toe kom, hou net eers terug, jy sal na my toe kom, en dan gaan jy my juk vat, en dan gaan jy vir my leer. Want dis waar jy uiteindelik, daai kan my opsit, dis waar jy gaan rus vind. Jy sal rus vind vir jou siel, as jy by God kom, en jy laat hom jou leer. Jy kan enigiets anders draai. Jy gaan weer terugkom na my toe en sê, hy gaan alles weer gaan draai. Dit werk nog steeds nie. Maar kom na hom toe, hy sal jou rus gee. En ek het nou nog gesê, die rus wat God beplan het by Adam en Eva begin. Toe hy by hulle gesê het, ek gaan vir julle kom kuier. En hy het vir hulle gaan kuier. Ons weet nie hoeveel eeue was dit nie. Ons weet nie hoe lank was dit nie. Maar dis waar hy gegaan het. Hy het nog steeds die behoefte dat jy by hom sit en vir jou rus gee. En daarom sê Psalm 23, die Here is my herder. Hoor wat daar staan? Ek kom niks kort nie. As jy vandag iets kort kom, gaan na die herder toe. Hy sê, hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Ek weet nie waar jy is nie. Miskien is jy down and out, miskien is jy op die cloud 9 en jy is in die hemel, jy voel so lekker vandag. Maak nie saak nie. Die Here is jou herder. So waar begin jy? Ek het dit gesê, jy begin by 'n sluit. Miskien moet jy 'n uur 'n week vat. Op Sondag as jy 5 uur werk, kyk of jy ergens 'n tyd kan kry in jou skedule. Waar jy dood eenvoudig net sê, hierdie uur gaan ek sit, ek gaan niks social media doen nie, gaan niks met my, as jy jou foon gebruik vir jou Bybel, is dit okay. Die res van die tyd is dit net vir ek en God. Ek kan jou 'n brief gee. Jy sal terugkom en sê, dit het vir my baie beteken. Ek het geluister na musiek, ek het net stil gesit voor die Here. Dit gaan nie soveel vir jou beteken. Ek sluit af dit deur net 'n paar goed te sê wat julle met huis toe vat nou. Die een ding wat ek wil hê moet onthou. Kyk, Jesus was 'n besigheidsman voordat hy sy bediening begin het. Sy pa was 'n skrynwerker. Sy pa was 'n carpenter. So ons weet nie wat se besigheid hy gehad het nie, maar ek vermoed mense het hulle osse na hulle toe gebring en gesê, maak vir hierdie ossies 'n juk. Kan jy nou dink, Jesus maak vir jou os 'n juk? Ek dink sy slogans is so gelyk het. In die Afrikaans wil ek so sê, Jesus se skrynwerkerswinkel, my juk pas perfek. As jy vanoggend na hom toe kom, na die carpenter shop toe gaan, dan gaan hy vir jou vandag 'n juk maak, wat custom-made is, wat net vir jou situasie sal werk, wat nie noodwendig vir iemand anders is as situasie sal werk nie, want hy werk met individue. So hy sê, kom, as die las te erg is, of as jy 'n las het, kom na my toe. En die juk wat op jou dan sal wees, sal custom-made wees. It will fit well. So prakties. Almal van ons kan getuig, dat baie keer swaar goed is wat ons moet dra. Almal kan baie keer sê, ek is net so moeg en so oorlaai, emosioneel, geestelik, fisies. Ek hoor dat Jesus sê, kom na my toe, jy hoef nie self uit te sorteer nie. En dis nie 'n so airy-fairy ding nie, dis 'n praktiese ding, waar ek dood eenvoudig by hom toe kom en ek kom sê, hier, Here, ek het gehoor, ek moet na u toe kom, hier is ek. En baie keer voel jy hom te skree. Ek dink aan hy Bartimeus, die blinde man wat daar gesit het, en hy loop daar by hom verby, en hy hoor Jesus loop verby, dan skree hy vir hom, hy sê, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my, dit kan jy doen, jy kan kla soos Job, en sê, Here, my situasie is baie sleg. Maak nie saak nie, maar jy kan na hom toe gaan, as jy kwaad is, as jy seer het, as jy onseker is, en ek sê weer, 10-1, of baie keer verander jy nie die situasie nie, want baie keer is die gevolge wat jy moet dra permanent, maar hy maak dit vir jou soveel ligter, ek kan daarvan getuig. Baie keer vat dit lank, ons het die storie gelees, 2 weke terug van Jairus,
verlede week, oor Jairus se dogtertjie wat dood gegaan, besig om dood te gaan, en Jesus hou hom eers besig met 'n ander vrou wat hy gesond gemaak het, en Jairus staan daar en wag, wanneer gaan Jesus kom? Partykeer moet ons net wag, dan gaan die situasie verander. Maar die genesing van Jesus, die herstel van Jesus, is altyd 'n nuwe hoofstuk wat oopmaak, saam met hom. So ek lees weer daai versie, kom na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. En baie keer moet jy ou lees wat daar nie staan nie. Daar staan nie, jy moet reg wees eers nie, of jy moet eers sterk wees nie. Daar staan eintlik tussen al daar ingeskryf, almal wat die vermoeides moet kom, die identiteitlose mense moet kom, die mense wat voel, maar ek is net, niemand ken my nie, niemand gee om vir my nie. Dis hulle wat kan kom. En dan almal anders, wat net sê, ek het net 'n behoefte, om net God se sielerus te ervaar. As jy aan die einde van jou tou is, of the end of your rope is, daar's nie 'n leegte nie. Dis waar Jesus is. Dis waar hy is. Want, hy ken jou naam, hy het jou gemaak in jou moeder se skoot, hy sê, Psalm 23 sê verder, ek sal jou vat deur die dal van doodskaduwee. Kom ons bid. Here Jesus, die wêreld praat sleg oor u en vertel u is so slegte God en u is so, wat ook al hulle sê. Maar u getuig en u bewys deur u woord, dat is glad nie so nie. Dat u is 'n God wat 'n deernis het vir mense. Vir hulle ook wat u vir hulle wat u sleg sê, het u ook 'n deernis. Maar Vader, ons wil nou binne in ons familietjie dit intrek. Ek weet nie wie hier sit vandag wat hierdie boodskap moet hoor nie, of wat luister nie. Miskien is hier iemand wat sê, ek het regtig nie dit nodig nie. Maar as weet Vader, daar gaan 'n tyd kom, wat dit dalk gebeur met so 'n persoon, dan kan sy of hy terugverwys na hierdie woord. Maar u nooi ons uit om 'n aksie te neem, te kom, ons juk te vat, wat u vir ons gee, en te leer van u. Want Vader, ons gaan nêrens innerlike sielerus kry, behalwe by u nie. Ek kan daarvan getuig, almal van ons, wat al daar was. So ek bid vir iemand wat dalk so, want vanoggend hier sit en sê, ek is net so moeg, ek kan nie eers, I'm on the end of my rope, ek kan nie eers dink wat ek moet doen nie. Dan weet ek, Here, u sal hoor, ek bid dan namens hulle, dat u vir hulle nou rus gee, en vrede. Amen.